Dit's Vrydagmôre en ek groet jou in die wonderbare naam van ons meester Yeshua. Halleluja, dankie dat jy ingeskakel is. As daar nou een ding is waarvan ek seker is dit die volgende. Dat elkeen van ons is nog 'n work in progress. Dis verseker, dis 'n uitgemaakte saak. Elkeen van ons is nog 'n work in progress. Wat beteken dit? Dit beteken Vader is nog besig met my. So ek is nog nie voltooid in dit wat Vader wil doen in my lewe nie. Ek is nog 'n work in progress. So daar is nog verandering wat in my lewe moet plaasvind en daar's verandering wat in jou lewe moet plaasvind. So Vader is op 'n daaglikse basis besig met elkeen van ons. En ons moet dit ons doel maak in hierdie lewe om te verander. Dit moet ons doel wees. Want elkeen van ons het 'n verkeerde karakter en verkeerde gesindheid en verkeerde denkwyse en ons moet baie keer die tradisies moet ons uit ons lewe uitkry. Ons moet baie keer die verkeerde leerstelling uit ons lewe uitkry. So dis nog 'n proses wat nog moet plaasvind. So dis 'n work in progress. So daarom wil ek jou vat na die woord vandag, maar voordat ek daarby kom, is daar iets wat my hart seer maak. As iets wat my hart seer maak en ek weet ons almal is nog nie voltooid in dit wat Vader wil doen in ons lewe nie. Ons het nog nie daai posisie bereik van totale volwassenheid en ek dink nie ons gaan dit ooit bereik totdat Yeshua ons kom haal nie. Maar ons moet strewe daarna, na geestelike volwassenheid. En ek weet ons is 'n work in progress. Maar wat my hartseer maak is dat mense val uit die bus uit. En mense doen dinge absoluut teenstrydig met die woord. Ek kan nie verstaan dat mense ten spyte van die feit dat ons nog nie voltooid is nie, ten spyte van die feit dat ons omstandighede en situasies het. Ten spyte van die feit dat ons challenges het en mense, as jy 'n gelowige is in Yeshua, dan het jy moeilikheid. Dan het jy drama en jy het situasies wat jy moet beleef en jy gaan baie keer deur 'n vuur van beproewing. Maar ten spyte daarvan is daar iets opgeteken in die woord wat by ons moet bly. So ongeag die gevegte, ongeag die challenges en ongeag die feit dat ons nog 'n work in progress is daar een ding wat moet behou. En dis ons geloof. Dis ons geloof. So ons kan nie nou van die bus afval. Ons kan nie nou heeltemal dit verloor en weer terugkeer na ons ou wete nie. Mense, dit maak my so hartseer om te sien dat mense so maklik, die oomblik wanneer die druk kom, in 'n oomblik, ag nee, dan gaan ek nou maar weer terug. En ek gaan hoereer en ek gaan drink en ek gebruik dwelms en ek doen 1000 dinge, want jy sien, dis waar ek nou maar wil wees en dan vir 'n kort tydjie en dan geniet jy dit nou maar daar en dan wil jy weer terugkom na Vader. Dis vir my hartseer om te sien en ja ouens, ons het almal challenges. As jy net so 'n bietjie vir 'n week lank in my skoene gaan loop, nee, dan ek wonder of jy nog dieselfde gaan bly. Maar ongeag of ons challenges het en ongeag die situasie en ongeag die konstruksiewerk wat nog plaasvind in ons lewe van weer die hand van Jahwe, ongeag dit, moet ons geloof behou. Kom ek lees gou vir jou iets. In die woord in 2 Timoteus hoofstuk 4 sê hy, ek het die goeie stryd gestry. Paulus skryf hier, ek het die goeie stryd gestry. So, alhoewel ons stryd het, en alhoewel ons probleme het, en dis baie keer baie, moet ek en jy die volgende doen. Sê, ek het die goeie stryd gehou, of gestry, ek het die wedloop voleindig, en ek het die geloof behou. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, en ek het die geloof behou. So mense, hierdie is van kardinale belang. So ek en jy moet absoluut in ons geloof bly. Jy kan nie nou van die bus afval, nou dat daar druk kom, nou dat daar omstandighede kom, en nou dat jy voel maar, dis asof die wêreld teen my is. En jy het omstandighede, en jy het nog vrese en verwerping in jou lewe, en nou val jy uit die bus uit nie. Nee ouens, ons moet absoluut die geloof behou. Inteendeel moet ons toelaat dat Vader die konstruksiewerk in ons lewe kom doen. Ons moet toelaat dat hy volkome die werk kom voleindig in ons lewe. Dis tog wat Paulus sê, hy skryf, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop
volëindig. So hy het toegelaat dat die Heilige Gees die nodige werk in sy lewe doen. Weet jy wat doen ons as mens? Ons wil Heilige Gees uit ons lewe uithou. Want jy sien, ons wil nie deel met die seer en met die hartseer en die probleme en die konflik, ons wil nie daarmee deel nie. Dis makliker om vinger te wys. Dis makliker om dit onder die mat in te vee. En dis makliker om verskonings te gebruik om te sê, ja, maar dis iemand anders en dis nie ek nie. Dis die maklike uitkoms. Maar Vader sê dat ons moet in ons eie lewe so 'n bietjie introspeksie kom doen. En ons moet die dinge wat nou natuurlik konflik veroorsaak tussen ons en ons geloof en ons verhouding met die lewende God, moet ons uit die weg uitry. Ons moet dit uit die weg uitry. So ons moet eintlik in 'n gewoonte kom om ons lewe te vul met die woord, om ons lewe te vul met gebed, om ons lewe te vul met die gees van die lewende God. En hier is 'n baie belangrike ding. Dit moet nie net 'n uiterlike aspek wees nie. Dit moet 'n hart tot hart verhouding wees met die lewende God. Dit help nie ek het al die kennis hierbo en ek het net 'n boeke kennis verhouding met die lewende God. Want dan baat dit my niks. En ek sien ongelukkig in soveel mense se lewens, hulle het 'n boeke kennis teenoor die lewende God. Hulle het 'n uiterlike kennis en hulle weet wie hy is en hulle ken die skrifte en hulle kan die skrifte quoteer, maar as jy kyk na hulle hart, dan kom jy agter, hierdie persoon is ver van God af. Ver van God af. En wat Vader wil hê ons moet doen in ons lewe, is ons moet die goeie stryd gestry, ons moet die wedloop volëindig en ons moet die geloof behou. Ons moet die geloof behou. Die oomblik wanneer jy 'n hart tot hart verhouding het met die lewende God, gaan jy nie uit die bus uitval. Gaan jy nie droog maak nie. Mense, ek het al druk gehad in my lewe en ek het al omstandighede beleef en as ek dit vir jou moet vertel, dan gaan jy dink, okay, maar alright, so ek het seker my rug gedraai op Vader, ek het seker die wêreld ingegaan. Nee, ten spyte daarvan het ek gehardloop na Vader se teenwoordiging. Maar ongelukkig hardloop mense na kroe toe en hulle hardloop om te gaan drink en hulle hardloop agter hoerery aan en hulle doen 1000 dinge wat teenstrydig is met die woord van God om hulle lewe te vul daarmee in steede daarvan om te kom by die skepper van hemel en aarde, by die bron van lewe en dis Yeshua. So hardloop eerder na hom en behou jou geloof. En ek wil hierdie boodskap vir jou gee vandag, dat jy ten spyte van alles, ten spyte van die konflik, ten spyte van dit wat jy vandag beleef, dat jy jou geloof sal behou. Moenie beïnvloed word deur enige iets van hierdie wêreld nie. Moenie beïnvloed word. Word beïnvloed en opgelig en geïnspireer deur die woord van Jahwe ons Elohim. Word daardeur geïnspireer. Word geïnspireer en opgelig en verander deur die kragwerking van sy gees wat in jou werk. So ek wil hierdie boodskap vandag met jou deel vandag, dat jy vandag sal besef, dat Vader doen die konstruksiewerk in jou lewe. En ja, ons almal het nog werk in ons lewe. Dit is nie voltooi. Daar is nog 'n work in progress. En terwyl daar 'n work in progress is wat dink jy moet ons doen? Ons moet gaan na die meester wat die konstruksiewerk kom doen. Dit help nie ons probeer hardloop na 'n buitefaset terwyl daar nog konstruksiewerk nodig is in ons lewe nie. Nee, kom terug na die outeur van jou lewe, die skepper van hemel en aarde wat alles bymekaar kan sit en die herstelwerk kan doen in jou lewe en jou kan voltooi. Soos wat hy dit graag wil doen, want op die einde van die dag, ek en jy is maar net die stukkie klei in die hande van die almagtige pottebakker. So daarom gaan ek hom vertrou. So ek wil vandag hierdie woord vir jou gee, sodat jy hom weer opnuut kan vertrou in jou lewe, en dat jy die goeie stryd sal stry, dat jy die wedloop sal volëindig, en die geloof sal behou. Mense, dankie dat jy ingeskakel is, en ek eer die lewende God, dat jy deel is van hierdie bediening, en dat jy na hierdie boodskap luister, en mag hierdie boodskap vandag jou hart kom raak, en dat daardie hart, 'n hart tot hart verhouding sal wees, teenoor die lewende God. Nou ja, van my kant af, Rian Abri, geniet jou Vrydag, wees geseënd, tot volgende keer, Shalom.